Goeienaand, liewe broers en susters. Baie welkom aan elkeen van julle by ons oujaars erediens vanaand. Daar is daarom ietsie spesiaals om in die aand in die kerk te wees, né? Ons het nou nie baie aandbyeenkomste in ons gemeente nie. Die twee groot byeenkomste in die aande is nou maar ons kerksangdiens en ons oujaars erediens. Natuurlik is daar nou die week van gebed ook, en die Pinksterweek, maar ons het min byeenkomste, so omdat dit so min is dit sommer ekstra lekker en ekstra spesiaal om vanaand hier by mekaar te wees. En natuurlik is dit nog meer spesiaal, omdat dit oujaarsaand is. En binne 6 ure begin 2026. En waar is 'n beter plek om juis hier saam te wees, om die ou jaar met die nuwe jaar te verwissel. En waar kry ons beter geselskap om dit te doen, as juis mekaar se geselskap? En die wonder is, ons doen dit vanaand in die naam van die Here, want hy is die Here wat ons gedra het hierdie afgelope jaar, en hy is ook die Here op wie ons vertrou vir die nuwe jaar. Ons gaan vanaand die eerste gedeelte van die diens wy aan die ou jaar. En die tweede gedeelte van die diens gaan ons wy aan die nuwe jaar. En ons gaan begin, as ons nou by die ou jaar gaan stilstaan, deur 3 liedere staande saam te sing. So as ek klaar gepraat het, kan julle rustig staan, en dan sommer bly staan, totdat ons al 3 die liedere gesing het. Die eerste lied is daardie bekende lied 464. O Heer my God. 'n lied waarin ons vir die Here sê, Here, as ons alles sien wat U gedoen het die afgelope jaar, as ons alles in herinnering roep, wat U met ons gedoen het die afgelope jaar, en hoeveel kere U uitkoms gegee het, en so meer, dan wil ons eintlik net sê, hoe groot is U? Hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde? So hierdie is 'n loflied, waarin ons terugdink in die afgelope jaar. Julle sal sien, die koor kom bietjie op ander plekke in as waarin ons gewoond is in die opname, maar nou nie bekommer nie, volg maar hierdie opname, en dan sing ons dit lekker saam. Kom ons staan.
is ons loflied vir die ou jaar. Ons volgende lied is 'n danklied. Ag en ja, dan moet ons, as ons dink aan 'n danklied, die Magaliesbergse aandlied sing. Lied 563. Aan U, o God, my dank gesang. Ons laaste lied op hierdie stadium is nogal 'n hartseer lied. Dis eintlik 'n emosionele lied. Want as elkeen van ons terugdink in die afgelope jaar, dan was daar hartseer tye. Daar was tye waar ons siek was. Daar was tye waar ons in die nood was. Daar was tye waar dit gevoel het asof ons in die skemer is en daardie skemer gaan net nie weg nie. En heelwat van ons het ook die afgelope jaar van geliefdes afskeid geneem. En dan pas die woorde van lied 582 so mooi in by ons emosie wanneer ons daaraan dink. Bly by my Heer terwyl die skemer daal. Die Here het elke keer wanneer die skemer gedaal het die afgelope jaar by ons gebly. Sits in my
Julle kan maar weer gaan sit. Kom ons bid saam. Hemelvader, hierdie laaste lied wat ons gesing het, maak 'n klomp emosie in ons wakker. Dit laat ons verlang. Dit bring weer hartseer terug. Dit laat ons dink aan geliefdes vir wie ons hierdie jaar moes totsiens sê. Baie van daardie totsiense het plaasgevind in hierdie kerkgebou. En dit is asof ons dit wat daar gebeur het, hier in die gebou gebeur het, voor ons geestesoë sien afspeel. Dankie Here, dat U ons deur daardie moeilike tye gedra het. En dat as dit nog steeds seer en moeilik is, dat U ons nog steeds daardeur dra en nooit sal ophou om ons daardeur te dra nie. Dankie vir ons geliefdes. Ons weet, hulle is nou by U. Ons weet dit gaan so oneindig goed met hulle daar by U. En daarvoor sê ons vir U dankie. En ons sê weer eens dankie vir hulle lewens wat U vir hulle gegee het. En vir die verskil wat hulle ook in elkeen van ons se lewens gemaak het. Hemelvader, daarmee saam wil ons vir U baie dankie sê. Vir elke dag. Elkeen van hierdie 365 dae hierdie afgelope jaar. Daar was nie 'n sekonde van daardie dag waar hierdie jaar en elke dag waar U nie met ons was nie. Daar het soveel wonderwerke, soveel mooi dinge met ons en in ons gebeur, waarvoor ons net aan U al die lof wil toebring. En soos ons net al gesê het, waar dit moeilik en sleg en swaar was, het U vir ons daardeur gedra. En daarom kan ons vanaand totsiens sê vir 2025. En wanneer ons vanaand totsiens sê vir die afgelope jaar, dan doen ons soos hierdie liedere ons gehelp het, met groot dankbaarheid. Ja, en met alle lof, en alle eer, en alle aanbidding, en alle dank, net aan U. Hemelvader, U het ons vanaand hier by mekaar gebring, nie net om ons te laat afskeid neem van die afgelope jaar nie, maar ook om ons voor te berei vir die nuwe jaar, vir 2026. En waar ons glo, U dit nou deur U woord en deur die boodskap gaan doen, bid ons, dat U ons elkeen se harte sal oopmaak vir die werking van U Heilige Gees. U is in beheer ook van 2026. U weet presies wat vir ons voorlê in hierdie jaar. En daarom is U die enigste persoon deur U Gees wat ons kan voorberei vir hierdie jaar. Spreek asseblief, liewe Here, U dienaars en U dienaresse luister. In Jesus se naam, amen. My nuwe broer en suster, die jong vriendin, ek wil begin deur vir jou te vra, wat is jou verwagtinge van 2026?
Wat verwag jy van hierdie nuwe jaar? Kom ek maak dit so 'n bietjie moeiliker. Wat dink jy gaan in hierdie nuwe jaar, wat binne bietjie minder as 6 ure aanbreek, gebeur? Watter rigting gaan ons wêreld, ons land en jou lewe inslaan? Ons probeer hierdie tyd van die jaar positief en optimisties wees. Ons hoop dit sal beter gaan. Maar ja, ons het ook maar ons twyfel. Die politiek, misdaad, infrastruktuur, strominge, gesondheid, ouderdom, so kan ek aangaan, maak dit moeilik om blymoedig die nuwe jaar binne te gaan. Ek dink vir die meeste van ons, as ons heeltemal blaatant eerlik wil wees, lyk die nuwe jaar wat binnekort gaan aanbreek, maar donker. As Jesaja, die profeet Jesaja, na die toekoms kyk, dan sien hy nie donker soos ons nie, maar lig. In die donker sien hy 'n lig. Hy sien weer blydskap onder die mense. Hy sien 'n einde aan swaar kry en vrede met geen teken van oorlog meer nie. Hy sien hoop vir die toekoms. Jesaja beskryf hierdie prentjie, hierdie lig, vir ons in Jesaja 9. En daar lees ons in vers 1. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Jesaja hoor ons sy volkgenote sê, jy moet jou kop laat lees. Kyk wat rondom jou in die gang is. Oorlogswolke en nie vredesonderhandelinge nie. Geen teken van vrede nie. Nog meer swaar kry en verseker nie uitkoms nie. Waar sien jy daardie lig? Ons sien net donkerte. Ons wil graag vir die mense van Jesaja se tyd berisp en vir hulle sê om tog nie so negatief te wees nie. Waar is julle geloof? Daar is tog altyd hoop. Maar dan onthou ons dat ons ook soos hulle voel. Dat die toekoms, die nuwe jaar ook vir ons donker lyk. 'n ongemaklike stilte daal neer. Wat nou? Wie is reg? Jesaja of sy volksgenote? Wat is waar?
dit wat ons rondom ons sien, of ons geloof? Dan praat Jesaja weer in vers 5. En hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Dit klink nogal baie na die Kersverhaal, nie waar nie? Die verhaal wat ons weer verlede donderdag gehoor het. Daar is ook 'n kind gebore. Ons onthou nog die engelelied, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dit is interessant dat hierdie verhaal weer vanaand op Oujaarsdaand opduik. Maar dit is nie vreemd nie. Volgens die kerklike tradisie is die Kerstyd die tyd vanaf Kersfees tot net voor die eerste Sondag in Januarie. Dit is asof hierdie geboorte ook vir die ou jaar en nuwe jaar betekenis het. Kom ons kyk, wat is hierdie betekenis? Jesaja sê, hierdie kind sal genoem word wonderbare raadsman. Ons raak al amper gewoond daaraan om die hele tyd gebombardeer te word met soveel menings, teenstrydige stemme, politieke, morele en geestelike verwarring. En dit alles help ons egter net mooi niks wanneer ons besluite moet maak nie. Dit maak ons eerder meer onseker, verward en deurmekaar. Die slegte nuus is dat dit ook so gaan wees in 2026. Maar tussen al hierdie stemme is die wonderbare raadsman se stem. En hy is alwetend en alwys en alomteenwoordig. Hy sien verder as korttermyn oplossings. Hy gee raad wat nie net slim is nie, maar wys ook. En hy lei nie uit eie belang nie, maar volgens die wil van God en sy plan. Wanneer ons in hierdie nuwe jaar nie weet watter pad om te kies nie, bang is om verkeerd te besluit en oorweldig voel, word ons genooi om te luister na hom en nie na al die ander geraas rondom ons nie. Hy vra nie eers of ons alles verstaan nie. Hy vra net of ons hom vertrou. Hierdie kind sal ook genoem word sterke God. Hy maak nie net groot planne nie en neem nie net magtige besluite nie, maar hy het ook die vermoë om dit alles uit te voer. Want hy is God, die sterke God. Alles is vir hom moontlik. Die onmoontlike is juis sy werk. Jy kan ook die onmoontlike doen met sy hulp. Wanneer ons iewers in 2026 voel, ons kan nie meer nie. As ons moed ons begewe, ons krag opraak, ons swak is, kan ons vas en seker weet, hy, ons sterke God, is by ons. Ons sal sy krag voel,
wanneer ons krag sy einde bereik. Paulus sê mos, wanneer ons swak is ons sterk. Want dan tree God se sterkte en krag in ons in werking. Hierdie kind sal genoem word Ewige Vader. Dit klink nogal op die oog af vir ons vreemd dat die kind Ewige Vader genoem word. Maar ons moet onthou dat die Seun en die Vader God is en dat die Seun daarom ook van die Vader se eienskappe het. Dit kan gebeur. Dit sal waarskynlik gebeur. Dat ons hierdie jaar wat kom iewers onveilig en alleen sal voel. Laat ons dan onthou, hy is ons Vader, wat nooit afwesig is nie, ons nooit sal teleurstel nie, en nooit sy mag sal misbruik nie. En laat ons ook onthou, dat hy ons ewige Vader is. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie, nooit nie. Hy is die Pa van ons elkeen se geskiedenis en ons elkeen se toekoms. Die Onse Vader gebed herinner jou hemelse Vader sal vir jou daaglikse brood gee en sal in die nuwe jaar jou sondes vergewe en jou help om ander te vergewe. En hy sal jou bewaar van die versoekings en van die bose. En hierdie kind sal ook genoem word Vredevors. Miskien voel jy nou op hierdie vooraand van die nuwe jaar onrustig, weens al die konflik tussen nasies, spanning tussen en binne gemeenskappe in ons land en onstuimigheid in jou eie hart. Jy voel dalk asof hierdie onrus jou gaan volg oor bietjie meer as 5 ure die nuwe jaar in. Dalk is jy nou al reeds bang vir konflik met mense rondom jou hierdie komende jaar. Hou dan vas hieraan. Die Vredevors gaan saam met jou die ou jaar uit en die nuwe jaar in. Hy sal jou volmaak met sy vrede en jou onrustigheid wegneem. Jou heel maak en herstel. Niks is vir hom onmoontlik nie. Ook nie met al die onvrede rondom ons en jou hantering daarvan nie. Hy sal nie net vrede in jou bring nie, maar ook vrede deur jou. Ervaar vanaand dat hy soos met die disippels na sy opstanding oor jou blaas en vir jou sê, vrede vir jou. Voel hoe sy vrede die onrus in jou verdryf. Hierdie kind regeer. Hierdie 4 beskrywende name wat ons sopas deurgewerk het, beskryf hoe hy regeer. Hy regeer met wysheid, met mag, met trou en in vrede. Hy regeer nou en vir altyd. In 2025 en ook in 2026. Hy is in beheer en niemand en niks anders nie. Hy sal al die regeerders van ons tyd oorleef, soos hy dit nog altyd gedoen het. En sy heerskappy is nie net beperk tot hierdie komende jaar nie, nee, hy sal vir ewig regeer en ons sal by hom volkome reg en geregtigheid beleef. Hy self, sy onverteelde trou, sy ywer, sy vurige liefde, sy almag, waarborg dit. Jesaja skryf juis
in vers 6. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Liewe broer en suster, jong vriendin, Jesus is hierdie wonderbare raadsman. Sterke God, ewige Vader, vredevors, wat regeer, vandag, volgende jaar, en vir ewig. Hy is die seun, die kind, wat gebore is, en gegee is. Hy het gekom, as die lig vir die wêreld, om lig te gee, en die lig te wees vir almal in die wêreld. Die duisternis kon hom nie uitdoof nie, sê Johannes. Dit het nog nooit nie, en sal ook nooit kan nie. Dit kan eenvoudig nie. Ook nie in 2026 nie. Ook nie in jou nie. Hy is jou lig. Hy is saam met jou op pad die ou jaar uit en die nuwe jaar in. As jou lig. Voor jou, agter jou, langs jou, in jou. Amen. Liewe Here Jesus, ek dink ons het ietsie beleef van die donkerte wat net nou van ons besit wou neem toe ons begin dink het aan die nuwe jaar, wat al hoe meer lig geword het. Nie noodwendig omdat ons omstandighede verbeter het nie, of noodwendig sal verbeter nie, maar omdat ons U meer raak gesien het as die donker. Eers was dit vir ons soos 'n klein flitsliggie, 'n klein vlammetjie op 'n kers. Maar hoe meer U Uself weer aan ons bekend gestel het deur hierdie fantastiese naambeskrywings van U, hoe helderder het hierdie lig geword. En dit is asof ons nou, as ons aan 2026 dink, ons net lig sien. Party mense sê, ons is van ons loodjie getik. Ander mense sal sê, ons is naïef. Maar Here, U is tog die lig vir die wêreld. U is tog ons elkeen se lig. En U gaan saam met ons elke tree van elke dag stap in hierdie nuwe jaar. Dan kan die donker ons nog bedreig. Die donker kan ons nog probeer aanval, maar U lig sal te sterk wees. Want U lig, U self, kan nooit uitgedoof word nie. Nooit nie. Dankie Here vir hierdie lig, U self, wat nou van ons besit geneem het op hierdie vooraand van die nuwe jaar. Ons bid vir elkeen, ook daar buite,
in ons gemeente, in ons familie en vriendekring, vir onsself, wat vanaand onseker is, vir wie onsekerheid te veel word. Dankie dat u hulle raadsman is. Ons bid vir elkeen vanaand wat in een of ander vorm van nood is, wat swak is, wat siek is, wat hartseer is. U is hulle sterke God. Ons bid vir elkeen wat vanaand gebroke is, gesinne wat gebroke is, mense wat eensaam is. Here, u is ook in hierdie aand hulle Vader vir ewig. O Here, en ons bid vir hierdie wêreld wat so sonder vrede is. U is die vredevors. Laat hierdie lig wat vanaand in ons opgegaan het, soos helder en so sterk brand, dat het ook vir hulle elkeen rondom ons 'n helder lig, 'n heenwysing na u sal wees. Here Jesus, ons gaan nou 'n lied sing, die 177, om u net te aanbid, vir wie u is, en vir u dankie te sê, dat ons aan u behoort. Hoor asseblief ook hierdie lied, wat ons sittende gaan sing, as deel van ons gebed. En nou wil ek julle vra om asseblief op te staan. Julle het nou genoeg gesit. En op te staan tot die einde van die diens. Maar nou nie bekommerd wees nie, dit gaan nie so lank wees nie. En die rede waarom ek julle vra om op te staan, is dat ons nou met die lig van ons Here Jesus in ons, saam hardop ons geloof in hom gaan bely. En ons gaan vir mekaar daardeur sê, dit is met hierdie geloof, met ons Here, wat ons hierdie nuwe jaar binne gaan, wat ook al vir ons voorlê. Dit is 'n getuienis teenoor mekaar, dit is 'n getuienis vir die wêreld daar buite, en dit is ons belydenis waar ons vir die Here sê, Here Jesus, U is alles. Ons hou vas net aan U, want ons weet hoe U ons vashou. Kom ons bely hardop saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En nou gaan ons laaste lied, ja, 'n Kerslied wees. Lied 3, 4, 5. Maar dis juis in hierdie Kerslied kom alle getroues waar hierdie 4 pragtige beskrywings van ons Here Jesus voorkom. So kom ons sluit vanaand se diens af met lied 3, 4, 5. Kom alle getroues, vrolijk en vol vreugde, hoe komen die Gees nou na Bethlehem? Loof daar die kindjie tot ons heil gebore. Kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, verlosser en Heer. Kom loop sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding voor Christus die Heer. Kom loof sing die Here, loof om al wat lewe, wees vrolik, besing nou sy majesteit. In die getroue bly ons ook behouwe, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Die sterke God sal julle seën en julle beskerm. Die ewige Vader sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die wonderbare Raadsman sal julle gebede verhoor. Die Vredevors sal vir julle vrede gee in 2026. Amen. 'n baie mooi oujaarsaand vir julle verder.